welkom by hierdie reis waar ons geformeer word in hierdie eerste week van Advent, die Kersseisoen, die tyd wat oploop na Kersfees. Advent gebruik 'n geleentheid waar ons, of geef ons 'n geleentheid, waar ons tot stilstand kan kom, te midde van die gejaag van die lewe, om te wag op die koms van Christus. Te wag op die geboorte van Jesus in ons lewe. En die Kersfees storie is vol stories van wag. Elisabeth wag vir 'n baba, Sagaria wag om te praat, Simeon wag om die redding van Israel te sien, Maria is verloof en wag om te trou, Maria en Josef wag 9 maande vir die geboorte van Jesus, Israel wag vir God se beloofde profeet om te kom. Hulle het gewag vir die vervulling van die profetiese woorde van die Ou Testament. En Anna wag op God se belofte. Daar was ook 'n profetes, Anna, 'n dogter van Faniel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Ek wonder hoeveel van ons gaan deur hierdie jaar, of gaan ooit deur enige jaar in hierdie tyd van die jaar sê ons, kyk, dis die Here waarvoor ons gewag het, hy's op pad. Hoeveel van ons wag op Jesus om na vore te kom in hierdie seisoen, in ons lewe, in ons feesvieringe, in ons saamwees? Want die ding is, hy kom. Hy het reeds gekom, maar hy kom weer en weer en weer. En hierdie seisoen is 'n geleentheid vir ons om iets van ons bewussyn op te skerp, te oefen, om hom raak te sien soos hy gebore word elke dag in en deur ons lewe. Maar dit is nie maklik vir ons om te wag nie. In hierdie seisoen, in hierdie tydperk van onmiddellike bevrediging, ons sê dit altyd, maar veral hierdie tyd van die jaar, is dit nie maklik nie. Ons wêreld, ons dae is gevul met e-posse op ons slimfone wat ons dadelik kan beantwoord. Letterlik alles binne 2 dae word aan ons gestuur wanneer ons nou ons Kersinkopies doen. Wag het ongerieflik geword vir ons. Maar wat verlore gegaan het, is dat wag in 'n sekere sin 'n vorm van lyding is. En as Christene is ons geroep om ons lyding met Christus te verenig, hoe gering die lyding ook al mag wees. Die tweede les wat wag ons leer, is dat ons nie in beheer is nie, die Here is. Waarom leer ons kinders die konsep van geduld al van kleins af? Dis omdat ons, ondanks al ons pogings om dit uit te wis, die idee dat ons moet wag, weet dat wag 'n inherente, noodsaaklike deel van die lewe is. En wanneer ek dit omarm, omvou in my lewe verwelkom, kom ek agter, die Here sal my nie in die steek laat nie as ek wag op hom. Hy kom altyd deur. Hy wil hê dat ons sy gawes moet begeer en soms om die begeerte te verwesenlik, daai begeerte om meer van hom te beleef, beteken dit dat ons moet wag. Hy werk iets in ons, hy's besig om iets in ons te werk. Soms is dit moeilik om te wag, maar as ons dit doen, kan ons dit beter waardeer en ons verheug oor die vervulling van daardie begeertes wat hy in ons tot stand bring of tot vervulling bring. Nou in Spaans is die woord wag esperar, maar dis ook die wortel van die woord esperanza wat beteken hoop. Die daad van wag impliseer dat daar 'n soort vervulling kom. Dis wat hoop het. Inherent in hoop is daar dat daar 'n uiteinde gaan kom.
Soms weet ons wat dit is waarvoor ons wag en wanneer dit kom. En ons weet dit gaan, ons kan die tydperk bepaal, dat ek dit so sê. As ek 'n pakkie van die aanlyn winkel bestel, weet ek so 2-3 dae, dan gaan dit daar wees. Ek weet die vrystelling van die volgende fliek van die reeks wat ek besig is om te kyk. Hy gaan kom, so ek kan wag. Maar ander kere is daar nie 'n eindpunt nie. Ons weet, dis onbekend wanneer gaan hierdie ding gebeur of by mekaar kom. Die resultate van mediese toetse, 'n werkaanbod, die terugkeer van 'n geliefde uit die buiteland. Ons het nie heeltemal beheer oor dit nie. Die daaglikse wag wat ons almal doen, word nie altyd maklik gedoen nie. En soms word ons teleurgestel of selfs hartseer. Maar as Christene wag ons op iets groter as wat ons kan voorstel. En ons weet dis nie te vergeefs nie. Kerstyd is 'n herinnering hieraan. Week na week kom Kersfees nader. Die vleeswording, die geboorte van die Messias, Jesus, Immanuel, God met ons. En ons wag soos Anna met hoop. Ons weet, daar gaan 'n dag eendag kom waar alles tot vervulling kom. Ons het nie die direkte datum tyd nie, maar ons het 'n hoop. En in hierdie seisoen oefen ons op klein meetbare maniere om hierdie wag te beoefen. Want Jesus kom. 'n Kind is vir ons gebore. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons met vertroue op U kan wag. Dat U 'n God is wat vrylik gee, vrygewig is. En dat selfs wanneer ons nie sien waarmee U besig is nie, U altyd werk. Help ons om te wag op U. Help ons om te wag op U werk. Help ons om dit in te oefen in hierdie weke voor Kerstyd, voor Kersdag. In Jesus naam. Amen.